Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof vanoggend die Here deur saam te sing uit Gesang 283, Gesang 283. Ons gaan daar saam sing as lofgesang, verse 1 en 2. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, gaan ons skuld bely met die sing van Gesang 63 en daar net die eerste vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, die wonderlike van Jesus Christus se evangelie is dat die Here vir ons sê, as ek en jy met 'n ware berou, maar ook met 'n opregte geloof, ons toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, dan is daar vir ons vergifnis van sonde. As ons egter in sonde volhard en hierdie genade verwerp, dan sê dieselfde woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op ons sal bly, solank ons in hierdie sonde bly lewe. Daarom bely ons geloof aan die hand van die 12 artikels en u spreek in die hart die woorde met my saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Almagtige en genadige God en Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend weer die geleentheid het om te kan stil word rondom u woord. Here, daarom bid ons dat u ook dit wat skeiding maak tussen u en ons sal kom wegneem. Ja, Here, gee vir ons daardie vermoë om te konsentreer en te fokus op dit wat u vanoggend vir elkeen van ons wil kom sê. Spreek deur die kneggie woord tot stigting van u gemeente. Dit pleit ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die woord van God spreek vanoggend tot ons uit 3 verskillende gedeeltes met die tema leef uit die geloof. Ek lees vir ons eerstens by Eksodus 2
vanaf vers 11 tot en met vers 15. En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak, maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. Dan wil ek ook vir ons lees uit Handelinge hoofstuk 7. Handelinge hoofstuk 7, vers 20 tot en met vers 27. In die tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg, en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem, en hom as haar seun grootgemaak. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in woorde en dade. En nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg. En hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar onreg aan? Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? En dan ons laaste gedeelte, Hebreërs hoofstuk 11, vanaf vers 23 tot 27. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Net tot sover ons skriflesing, en dan is ons tema vanoggend, leef uit die geloof. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons wat die verhaal van Moses ken, is gewoonlik iemand wat weet, hierdie is eintlik 'n verskriklike mooi verhaal van 'n ou mooi seentjie. Ons kinders se sprokiesverhale wys dikwels sulke karakters van 'n babatjie wat gebore word. 'n Slegte koning, 'n goeie ma wat kan planne maak, en op die ou einde word die babatjie 'n prins in die paleis van die bose koning. In sprokiesverhale moet slegte mense gewen kan word. Sprokie mooi mag dit mense wil maak, maar met Moses is dit die harde lewe van die realiteit, die ongenaakbare lewenslesse ver verwyder van hierdie drome en wense wat ons in 'n sprokiesverhaal raak sien. Ons is vanoggend op die pad geplaas van dit wat beteken om uit die geloof te lewe, wat dit beteken vir jou en vir my, en wat dit beteken dat ons keuses moet maak. Hebreërs 11 sê ons elke keer dat deur die geloof het hierdie mens of daardie mens dit of dat kon doen. Van Moses word daar gesê, deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike gesien het. Iets
van 'n teenstelling met ons eerste teksverse, teksgedeeltes wat ons vanoggend gelees het, want daar staan iets van 'n rondkykery. En hy, dis nou Moses, het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Sien jy die verskil? Deur die geloof aan die een kant en aan die ander kant 'n gerondkykery. Ons teksvers het vanoggend alles te maak met die oorgang wat daar in 'n mens se lewe gebeur as jy van 'n rondkykery na 'n opkyk beweeg. Voor alles sal dit moet gaan oor die rondkyk, dan die inkyk en dan die boontoe kyk. Kom ons kyk bietjie na die rondkyk, die hierheen en daarheen kyk. Moses staan net soos Lot in 'n geweldige tweestryd en hy moes kies. Kies om aan die een kant 'n prins te wees, want dit was wat hy uit die paleis van Farao was, waar hy opgegroei het, sou kon word, of die ander keuse, word nou deel van jou volk. Assosieer met jou mense, raak betrokke by die stryd van die Hebreërs. Dis 'n geweldige keuse. Vir langer as 35 jaar bly hy reeds in die paleis, direk uit die modernste kultuur van daardie tyd. Die Egiptenare was verlang die wêreld ver vooruit in hulle kultuur. Stefanus noem sy ouderdom in Handelinge 7 en dat Moses sy hele opvoeding Egipties sou kon wees. Sy aansien en moontlikhede in Egipte was onmenslik baie en onbeperk. Ja, vir byna 40 jaar het hy in die Egiptiese paleis kon eet en kon drink en alles kon doen. Maar ons weet, wat en vir wie het Moses gekies? Want die feit is, God het hom gekies om sy volk te kies. God het Moses se slypskool aan hoe die Egiptenare se koppe werk, juis so gevorm dat Moses later die man moes wees wat met die Egiptenare moes praat, want hy ken hulle en hy ken hulle manier van doen. As God Moses kies, dan is Moses se keuse 'n radikale keuse vir God se volk en God se beloftes. Is u en ek al daar? Dat ons hierdie radikale besluit kan neem soos 'n Moses? Onthou sy opvoeding uit sy kleutertyd toe sy ma hom nog versorg het, is nie vergete nie. Sy ouers kon sy opvoeding nie voltooi nie, hulle het dalk nie eers 6 jaar van sy lewe met hom die beloftes van die Here kon deel nie. Want vinnig sou die paleisdeure deel van sy kamerdeure wees. En tog, watter geweldige saak ook dit vir die ouers was om te besef, selfs my kind se verbondsopvoeding en kerklike meelewing is dinge wat dieper in die lewe van 'n jong kindjie gaan lê as dit wat u en ek vandag besef. Dalk meer as wat u en ek verwag. 30 jaar later maak die opvoeding van hierdie kind nog steeds saak, al was dit maar 'n fraksie van die lewe wat hy anders wou leer. Sy ouerhuis het God se beloftes so in die hart vasgemaak dat dit nie uitgehaal sou kon word deur enige iemand nie. Maar voor dit gebeur, staan die dink en doen ook op Moses se eie erf. Moses moes nog self gevorm en geslyp word, want ons het ook gelees in die dae van Moses wat in daardie dae gebeur het toe hy die keuse moes maak. 'n Egiptenaar was besig om 'n Hebreër aan te rand. Die Hebreër het eintlik geen kans en reg teenoor die Egiptenaar gehad nie. En dan kom Moses daar en hy sien wat gebeur en hy begin rondkyk. Dit staan ook so terloops, hierdie rondkykery. Kyk hierheen, kyk daarheen en toe val die 6de gebod. Hy slaan die Egiptenaar dood. Dit alles gebeur natuurlik nie van self nie, daar was 'n rede. Moses het dit nie meer kon vat dat sy volk, sy mense, die vloerlap van 'n ander volk gemaak word nie. Daar is op hulle getrap. Hoeveel babas is nie in die Nyl verdrink nie. Die onreg het gesmeel. Moses voel hy is reg. Hy mag reg in eie hande neem. Maar die vraag is, mag hy? Geliefdes, wie in sy lewe so rondkyk, is ongelukkig iemand wat vergeet om boontoe te kyk.
Bo sou hy die regte dinge anders gesien het. Want daar sou hy iemand sien wat die onsienlike vir die oog is, maar wat hy waarlik kan glo, is een wat sien. Sien is nie glo soos die spreekwoord sê nie, maar glo is die sien van die Here se kinders. En tog, Moses se vuiste het ook maar gewys, die tye van die geloofsoë word toegeslaan. En dit nog 'n goeie 40 jaar in sy lewe sou wegneem om waarlik die uitsig na bo nog beter oop te maak. U en ek moet leer om op te hou rondkyk en ons moet opkyk. Dan bring dit ons, soos ek gesê het, by die inkyk, die introspeksie. Al het Moses teen die genot van die sonde kon kies, al het hy gekies teen die skatte van Egipte, wat geweldige rykdomme uit daardie tye geïmpliseer het, was dit nog steeds nodig dat hy in die woestyn nog dieper insigte moet kry. Vir sy volgende 40 jaar het hy in sy eie lewe moes inkyk. Alles gebeur vir Moses eintlik op 'n ontnugterende manier. Die mense, die naaste aan jou, bring ontnugtering ook dikwels nader as wat 'n mens dink. Moses het in belang van net sy volk daardie Egiptenaar gedood, nie in sy eie belang nie, maar wat maak sy broers met hom, wat duidelik hulle kant gekies het? Hulle aanvaar hom nie. Hulle sê, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? En wat die verraad van sy eie mense dieper verraai, is die feit dat selfs die farao gehoor het wat met daardie Egiptenaar gebeur het, wat in die sand begrawe is. Hy moes eenvoudig vlug en vir 40 jaar in die woestyn van Midian 'n heenkome vind. Sulke dinge maak seer. As 'n mens besef, jou eerste poging was wel tog jou beste poging, maar eintlik het ek daarmee, so mag dit voel, 'n halwe gemors van my goeie bedoelings en my goeie keuses gemaak. En tog, dit laat Stefanus in sy eie stem ons hoor dat Moses was daarvan oortuig dat God vir Israel deur sy hand redding wou skenk. Vir Moses was hierdie woestynles 'n groot les van moenie radikaal en brutaal God se tyd en God se wyses wil deurvoer soos jy dink nie. Wag is baie keer die wagwoord in God se koninkryk. Moses wat op so uitsonderlike wyse homself beskikbaar gestel het, homself die keuse kon bind om die smaad te dra deur die paleis te verlaat en in die veld van Goshen tussen sy eie mense te gaan leef. Maar om vir God diensbaar te wees, moet daar eers iets uitgeleef word voordat dit ingeleef kan word. Waar hy hom in die armste van grond en in die armste van omstandighede in die woestyn hom moet laat uitleef om werklik te kan kom by die groot dinge waarby God hom op die regte manier en op die regte tyd wil laat inleef. Vir u en my is dit ook 'n geval van eiematige en impulsiewe woorde en dade misluk, wat in so baie gevalle misluk. Al kies ek vir die Here se saak en ek is selfs bereid om alles op te offer vir die diens aan Christus, is dit nog steeds nie te sê dat ek die resultate gaan bereik nie. Om die eenvoudige rede dat die sukses van die koninkryk het nie met die boekhouding van menslike resultate te doen nie. Die sukses van die koninkryk van God hang dalk baie keer nouer saam met ons mense se mislukkings as wat dit tred hou met ons suksessyfers. Wanneer die hele ding van wat Paulus later met die doring in die vlees ervaar het en die Here kom sê, as jy swak is, dan is jy sterk, my krag word in swakheid volbring. Genade is wat nodig is en wat boonop genoeg is. En dit word die grootste woestynles op die swart borde van die woestynsand ingegrafeer en word dit dag vir dag Moses se goddelike kruit wat daar ingeskryf word. Moses se watertyd, die mandjie op die Nyl, selfs sy naam wat beteken, ek het hom ons uit die water getrek in die woestyn, juist daar
waar die water so min is, daardie geweldige verskil, daardie teenstelling in 'n mens se lewe. 'n Woestyn is maar vir God een tyd om aan te hou met die proses, om jouself nie te veel te laat rondkyk nie, maar om jou te leer om op te kyk. Om jou menslike planne te laat gaan wanneer ons nog besig is om hiernatoe en daarnatoe te kyk. Daar waar die son jou bedags dwars deur die aarde wil brand en die nagte skielik weer so koud word dat dit mag voel hierdie aarde sal nooit weer kan warm word nie. Daar in die woestyn laat jou en my besef ons is soos harde klei wie se lewens in 'n beeld van Paulus goed saamgang met wat hy in Korintiërs geskryf het, dat ons maar net erdekruike is, uit onsself vol barste. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26 is vol daarvan hoe Jesus self aan hierdie broosheid en verbrokkeling van menslike lewens moes kom deel, toe hy soos dit daar in artikel 18 staan, aan sy broers, dis nou in alle opsigte, gelyk geword het. Dit alleen omdat Jesus 'n Vader het, wat nie sy verbond kon vergeet nie. En ja, hoe heilig dit vir ons moet wees, sal nie mag verander nie. Tyd vir heen en weer kyk by hierdie bos sou daar nie wees nie. Ja, dit sou word wat die Hebreërs skrywer van Moses laat hoor, waar daar nie meer as van 'n rondkykery gepraat word nie, maar dat daar gesê word, hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Die dieper inkyk in Moses se lewe het waarlik kon word 'n boontoe kyk, 'n opkyk na God. Dan ons laaste gedagte vanoggend, die boontoe kyk, om geduldig God se tyd af te wag, 40 jaar in die paleis en 40 jaar in die woestyn, in totaal 80 jaar het die volk maar nog moes krom buig, nog moes sweet, nog moes skreeu van die sweepslaaf wat op hulle lywe geval het, van die harde Egiptiese verdrukking, al het hulle bevryder reeds sy gesig kon wys. God wou die gesig nog anders gehad het, en daarvoor kan mense nie hulle oorlosies opwen en dit gebruik nie. Die goddelike oorlosie het baie keer die minute in dekades ingedeel, en die ure is in eeue op die oorlosie ingeskryf. Want God se tyd is nie ons tyd nie. Op 'n manier mag dit dalk verskriklik wees om te dink dat die Here 80 jaar gelede al met ons kon gedoen het, en dit word nou eers gedoen. 80 jaar is vir die mens 'n leeftyd. Moses is self die man wat dit dan later in Psalm 90 beskryf het as 'n leeftyd in vers 10. Maar geliefdes, Moses praat ook van hierdie jare dat dit gevul word. Hy praat sekerlik ook van homself as hy sê die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. 'n Groot deel van ons lewe is maar 'n heen en weer kykery, 'n versameling van aardse skatte en geld, soek na geleenthede hoe ek die beste winste kan verkry, of wie my nie mag sien met wat ek nou besig is nie. Alles gedrag en temperament, bepalend toe Moses die Egiptenaar doodgeslaan het. Heen en weer word daar nog steeds gekyk, as ek reeds ingenome persoonlike opinie vooropstel, en daar dan selfs 'n saak uitgemaak word, as sou dit God se opdrag gewees het. Daarmee bedoel ek nie dat ek nie vir God kan betrek by ons menslike sake nie. Ons kan bid om wysheid, om insig, om genade, maar ons kan hom nie betrek by ons menslike sake nie. Heen en weer beweeg die koppe om nie te wys dat my persoonlike grief tog swaar weeg teenoor wat eintlik God se wil is. Waar die Bybel oor die plek van die vrou in die kerk praat, waar die Bybel gesag afteken, waar die Bybel vir ons kinders die Here se gebooie wil leer, waar die Bybel wys hoe goed 'n pak slaaf vir 'n kind moet wees, ja, waar die Bybel die grense tussen man en vrou teken, van hoe ons verhoudinge moet wees en
nog by dit, hoe die huwelik moet wees. Ja, selfs ons kleredrag, van jy is naak of jy is behoorlik geklee, kom die mens kopskuddend en uitdagend voor. Selfs in die kerk, en die kerk se kinders, die Jerusalem daarbo se kinders word geredeneer, hulle moet maar eerder veilig wees. Verskriklik om te moet dink dat 'n mens wat sy kind gedoop het, is 'n mens wat bereid is om later sy kind se doopwater en sy opvoeding met wêreldse goed te vervang. Ek wil saamvat. Met die beste van bedoelinge het hierdie heen en weer kykery van die mens om te kyk hoe ons by ons tyd en omstandighede kan inpas en kan aanpas, net nog een gevolg gehad, dat wie met hierdie dinge besig is eintlik besig om soos 'n trop beeste in 'n klein klareltjie al in die ronde te maal. Moses het heen en weer gekyk, en tog het dit geword 'n totale miskyk van wat hy later kon sien, die onsienlike wat volhoudend gesien het. Moses het dit op die harde manier moes leer. Hy moes dit vroeg leer. Die vraag is, het u en ek dit al geleer? Om teen wil en dank tog te moet boontoe kyk? Daar waar Moses was in die woestyn, daar kyk jy daarheen en hy kyk heen en weer, maar steeds sal jy niemand sien nie. Daar was niemand nie, net God wat bo was. Harde klei wat in sulke land en weer gebarste klei word, 'n erdekruik. Maar tog ontvang ons 'n skat van binne, sodat dit die voortreffelikheid van God mag wees, en nie uit onsself nie. In u hande is die kleur van grond, in u hart is die klei van geloof. U is 'n verbondskind, grond wat klei kon word. Maar wat tog met ons almal besig is om te gebeur, is die klei wat nie van self 'n vorm kry nie, dit moet gevorm word. Geloof wat wil volhou om die onsienlike te sien, is 'n geloof wat nie sal ophou om boontoe te kyk nie. En ek moet bereid wees om daardie klei te wees wat gevorm word, omdat ons opkyk in ons Skepper se hand en hy ons dan vorm. Mag dit so wees in elkeen van ons se lewens. Amen. Kom ons bid saam. Troue en almagtige God en Hemelvader, ons gebed vanoggend is dat U ons deur die geloof sal vorm en sal maak soos U ons wil hê. Amen. Ons antwoord op die prediking met die sing van Psalm 42, ons gaan daar die eerste en die 5de vers sing, waarna u staande bly vir die uitspreek van die seën. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe uit die geloof. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.